Goeiedag en hartlik welkom by NG Vera Park se digitale bediening. Ons gaan vandag kyk na Psalm 130 in ons Bybelstudie. By die Bybelstudie kyk ons bietjie meer in detail na die gedeelte. Ek wil begin om eintlik die beeld te deel wat ek gehoor het by 'n konferensie waar Dr. Leonard Sweet van Amerikaanse teoloog, wat bietjie kom vertel het by een of ander konferensie oor iets kom praat het. Ek kan nie alles onthou wat hy gesê het nie, maar wat ek wel kan onthou, was die een storie wat hy gedeel het oor twee van sy dogters. Hoe waar die storie is, weet ek nie, maar die een is 'n natuurwetenskaplike, die ander een is 'n biologiese wetenskaplike. En hulle moes kyk na een of ander voël, een of ander Amerikaanse voël. Kom ons veronderstel dit was 'n mossie geweest. Ek weet nie eers of hulle mossies het nie, maar hulle albei moes nou 'n studie doen oor 'n mossie. En die natuurwetenskaplike moes in die mossie se habitat ingegaan het, moes stilgesit het, weggekruip het, baie geduldig gekyk het wat die mossie doen, hoe die mossie vlieg, wat hy eet, al sy rituele, al die goedjies wat die mossie doen en mee besig is, kyk en neerskryf, en dit het baie lank gevat, en moes eintlik half die student word en die mossie wat die onderwyser is, wat nou wys, net leef sy lewe leef en op so 'n manier 'n klomp goed geleer oor die mossie. Die ander kind, selfde mossie, maar die mossie was nie meer lewendig nie, die mossie was dood en het daar onder 'n mikroskoop gelê, en sy het baie ander goed oor die mossie geleer, oor die mossie se anatomie en hoe die vlerke werk en allerlei ander inligting gekry oor die mossie en hom gedissekteer en 'n klomp goed oor die mossie geleer. Selfde voël, twee verskillende maniere om na die voël te kyk en 'n klomp goed wat hulle geleer het oor 'n mossie deur op twee verskillende maniere daarna te kyk. Nou, in ons aanlyn bediening het ons gewoonlik 'n Bybelstudie en dan ook die preek, maar dit is dieselfde teksgedeelte. So met die Bybelstudie vat ons die teksgedeelte en ons sit dit so 'n bietjie onder die mikroskoop. En ons dissekteer dit en ons kyk na 'n klomp goed rondom die gedeelte om vir ons 'n ryker verstaan te gee van die groter teks en van die literêre nuance, van die teologiese temas en so meer. Met die prediker kom die teks aan die woord en ons is soos die natuurwetenskaplike wat in die veld gaan sit en dat die Psalm aan die woord kom en ons vra soos wat kan hierdie gedeelte vir ons leer vir ons eie persoonlike geloofsgroei en ook vir ons verstaan van God en vir ons in die wêreld en inbeweeg. Hoe is daai teks vir ons relevant as Christene vandag? So vandag met die Bybelstudie kom ons lees saam Psalm 130. Ek lees uit die 2020 vertaling en dan kyk ons wat ons kan leer oor hierdie Psalm en dan met die prediking gaan ons kyk wat ons kan leer uit hierdie Psalm. 'n Pelgrimslied. Uit die dieptes roep ek na U, Here, my Heer, hoor tog my stem. Laat U ore aandagtig luister na my smeekbedes. As U sondeskuld toereken, Here, my Heer, wie kan dan staande bly? Maar by U is daar vergifnis, sodat U ontsag afdwing. Ek wag op die Here, my hele wese wag, en op sy woord vestig ek my hoop. My hele wese wag op my Heer, meer as wagte op die môre. Ja, wagte op die môre. Israel, vestig jou hoop op die Here, want by die Here is troue liefde, by hom is volkome bevryding. Dit is hy wat Israel bevry van sy sondeskuld. Nou hierdie gedeelte is 'n gedig wat 'n aanbidder wat hulle pelgrimslied noem. Dit is nou 'n gedeelte wat hulle sou lees op pad na Jerusalem toe, wanneer hulle gaan aanbid by die tempel, of wanneer hulle op pad is om een van die feeste by te woon, of om 'n offer te bring. So met ander woorde, dit is eintlik amper soos 'n tipe van 'n voorbereidingslied wat hulle luister op pad na die tempel toe. Dit het my nogal laat dink, ek weet nie as jy op 'n Sondagoggend kerk toe gaan en jy het 'n entjie om te ry, of in die oggend wanneer jy regmaak vir kerk en jy kies om musiek te luister. Dan, ek weet nie van jou nie, maar ek luister nie dieselfde musiek wat ek deur die week sou luister
op 'n Sondagoggend wanneer ek op pad is kerk toe nie. Ek sal soos gospel musiek luister. Ek sal een of ander geestelike, meer rustige, meditatiewe musiek luister, eintlik as 'n tipe van 'n geestelike voorbereiding om te gaan aanbid. En dit is die funksie van hierdie psalm. Dit is 'n mens wat op pad is na Jerusalem toe, wat gaan om te gaan aanbid, maar wat hulle eintlik geestelik voorberei om aan hierdie aanbidding uiteindelik deel te neem. Maar hierdie is ook 'n baie spesiale psalm, want dit bring die psalmdigter en almal wat hierdie psalm lees of bid, of ons selfs wat dit vandag lees, dit begin by eintlik 'n noodkreet. Die psalmdigter is in 'n noodsituasie. Hy is desperaat. Dit begin met die digter wat uit die dieptes uitroep na die Here toe. En hy vra dat God hom sal hoor. Nou, in daardie tyd het hulle was daar nie regtig veel onderskeid tussen literêre en geestelike interpretasie van goed nie. Kom ek verduidelik. Plekke het 'n geestelike betekenis gehad. Fisiese goed het 'n geestelike betekenis gehad. Byvoorbeeld, as ons dink aan die berg Horeb, was die berg van God. En ook hoe hulle na die wêreld, letterlik na die wêreld gekyk het, is hoe hulle ook geestelik na die wêreld gekyk het. God was in die hemelkoepel bo, en dan was daar die oppervlakkige wêreld en dan was daar die onderwêreld. In Hebreëus het hulle gepraat van die Sheol. In Grieks was dit later vertaal met Hades. Hierdie onderwêreld, hierdie plek wat baie psalms oor praat, as hierdie plek waar jy diep onder die grond is en weg is van God af. So sal jy byvoorbeeld gaan, dink aan Elia, in 1 Konings 19, hoe hy by Horeb opgaan by die berg en aan die bokant van die berg is waar hy God ontmoet. En in die diepte, in die onderkant van die berg, diep in die kloof, gaan hy om dood te gaan, maar aan die bokant van die berg ontmoet hy vir God. So het plekke hierdie geestelike betekenis gehad. Dink aan Psalm 23, wat sê, selfs as ek in 'n donker kloof ingaan, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. So, wanneer die psalmdigter sê, hy roep uit die dieptes, dan is dit hierdie letterlike plek, wat hierdie geestelike betekenis het van, ek is op 'n plek waar ek ver voel van God af, waar ek doodsbenoud is, waar ek beangs is. En ek dink ons kan almal daarmee resoneer, veral in lydenstyd, en ons gaan 'n bietjie meer ook daaroor praat as ons by die preek kom van Psalm 130, maar ek dink dit is die waarde hiervan vir iemand wat op pad is om te gaan aanbid, om te sê, maar ek is eintlik in 'n posisie waar ek besef ek het nodig om te gaan aanbid. Want dit waaroor die psalmdigter angstig is nie sy omstandighede nie. Dit is nie dat dit rof gaan by die werk, of dat hy finansiëel in die knyp is, of dat sy gesondheid in gedrang is nie. Die nood wat hy ervaar, die diep plek waar hy is as gevolg van sy sonde. Hy besef maar, hy's baie benoud, want as God sy sondes moet toereken, het hy groot moeilikheid. So hy is so desperaat dat God sy noodkreet moet hoor. Dan, as ons nou verder bietjie dissekteer, dan vra hy vir die Here om af te kom, om naby te kom, om sy oor na hom toe te draai. Nou hierdie noem ons in die teologie antropomorfiese taal. Vreeslike groot woord, wat dit basies maar net beteken, is ons gebruik menslike terme, menslike taal, om God te beskryf. God wat ore het, wat afbuk om te hoor. Ons kry amper hierdie beeld, jy weet, soos 'n klein seentjie of dogtertjie, 'n klein kind, wat as hulle ontsteld is, dan praat hulle ons baie sag. En hulle is so halfhuilerig, baie saggies praat. En dan sal 'n volwasse mens moet afbuk en hulle oor naby aan die kind hou. En sy sê vir my, wat is dit wat fout is? So hierdie beeld, wat ons skryf van hierdie psalmdigter wat sê, kom af en kom luister na my, kom af na my toe. Dit is sy gebed, want hy voel skaam, hy voel klein, en hy's ontsteld
oor 'n ding wat gebeur het, en wat gebeur het is hy tot beseffing gekom van sy sondeskuld, en hy wil hê die Here moet na hom luister en dit nie aan hom toereken nie. Maar wat interessant is dat hierdie Psalm beweeg van individuele taal na gemeenskaplike taal toe. Dit begin by die individu wat in hierdie doodsangs is, maar hy besef niemand, nie net hy nie, maar niemand sal staande kan bly nie, sal kan aanhou bestaan as God sonde sou toereken nie. Maar dat daar ook hoop is, want by dieselfde God wat nie sondes toereken nie, is daar vergifnis. En dis hierdie vergifnis wat verligting gee, wat hoop gee. So, die Psalm begin by wanhoop, maar dit beweeg na hoop toe. En ek dink wat dit so kragtig maak is, wanneer ons dan die Psalm vandag lees, is, ons kan ook begin by, wat is die dinge in ons lewens wat voel dat ons in 'n donker diepte is? Wat is die sondes wat in ons hart is, en wat ook rondom ons is, maar dat ons met dit saam met God na hoop toe kan beweeg. So, die psalmdigter wat hierso wag op die Here, met 'n diep verlange, en ons gaan ook in die preek baie mooi praat oor wat dit beteken om te wag op die Here. Kort spoiler vir die preek, dit het niks te doen met wag, soos wat ons vandag dink oor wag, in terme van jy wag vir die takealot-pakkie om afgelaai te word nie. Ja, so wat interessant is ook hoe die Psalm beweeg van individuele geloof na gemeenskaplike geloof. So met ander woorde, die hele volk Israel word later opgeroep om in die Here te hoop, om saam op die Here te wag. En hierdie getuienis, hierdie belydenis, by God is daar troue liefde en volle verlossing vir die hele gemeenskap, nie net vir die individuele aanbidder nie. So dit het albei pole van individuele godsdiens en gemeenskaplike godsdiens, albei kante wat ewe belangrik is. En ek dink 'n goeie manier om daaroor te dink is om te sê, maar wanneer ons bid oor ons sondes, dan bid ons ook oor ons gemeenskaplike sondes. Jy bely jou eie sondeskuld, as ook die sondeskuld van jou medemens, van die mense in jou gemeenskap, in jou medegelowiges en jou mede nie gelowiges. Nou, ons het so 'n bietjie gepraat oor die pelgrimsreise, die Song of Ascents. Dit is alles van Psalm 120 tot by Psalm 134, is hierdie pelgrimsliedere wat hulle dan nou gebruik het op pad na Jerusalem toe. So dit is ook deel van hierdie reinigingsritueel om geestelik voor te berei, om dan nou te aanbid, of aan die fees deel te neem, of hoe dit ook al sê. Ja, so sonde was ook in daai tyd nie 'n privaat fout gewees nie, maar iets wat die mense verhouding met God en met die mense verhouding met die gemeenskap aanraak. So, jou sondeskuld is nie net jou sondeskuld nie. Dit het 'n impak op jou en God se verhouding, maar ook jou verhouding met jou gemeenskap en jou gemeenskap se verhouding met God. Albei daai pole. En dan het ons gepraat oor hoe dit beweeg van wanhoop na hoop. Nou net 'n paar teologiese temas wat ons net wil uitlig hierso. So die diepte en die nood, daai plek van benoudheid, daai magteloosheid, en hierdie is nie, ek dink ons moet baie mooi die onderskeid maak. Hierdie is nie 'n psalm wat praat van, ek wil amper sê, menslike wêreldse nood nie. Dit is nie, en ek sê nie hiermee ons mag nie vir die Here bid en vra om ons gesond te maak of ons te help met ons finansies nie. Dit is nie wat ons sê nie. Maar sien die nice ding van die Psalm is dit skep ruimte vir 'n baie dieper, baie ernstige geestelike nood. En dit is die tweede teologiese tema wat sonde en vergifnis is. So die diep nood hierso is die ernstigheid waarmee sonde opgeneem word. En ek weet ons is baie keer 'n bietjie moeilik om te praat oor sonde, maar dit is belangrik dat ons moet besef, dit is die sonde en die vergifnis is wat vir ons 'n betekenisvolle verbintenis gee met God. So die
weer eens hierdie letterlike beeld wat met die geestelike beeld resoneer. As God sonde streng by jou, sal jy nie staande kan bly nie. Daai magteloosheid van jy sal nie eers kan krag hê om op te staan nie. Dat dit nie net 'n geestelike implikasie het nie, maar dat dit 'n liggaamlike implikasie het, dat jy gaan sukkel om te beweeg. Dat jy gaan ly as God sondes sou toereken. En dan die verrassende evangelie van die Psalm om te sê, by God is daar vergifnis. Nie straf en oordeel en sondes wat toegereken word nie. Daar is vergifnis, daar's verligting, daar's hoop. Dan hieroor gaan ons bietjie meer praat in die preek, maar vrees van die Here. En hier gaan dit nie oor bietjie meer daaroor in die preek, maar om dit baie kort op te som, dit gaan nie oor vrees soos in bang wees vir God nie. Ek dink ons het baie keer hierdie westerse interpretasie van Godvreesendheid, terwyl dit eintlik 'n identiteitsmerker is, om te sê, maar ek is God, 'n Godvreesende. Met ander woorde, God is my God, ek is sy volgeling, nie ek is God vir God. Met ander woorde, ek sê vir God wat hy moet doen en wat ek van hom verwag nie. Maar Godvreesendheid is om te sê, ek is iemand wat tweede kom en God kom eerste. Bietjie meer daaroor dan nou in die preek. So, waar dit maar net uiteindelik by uitkom, is Godvreesendheid is wat ons in staat stel om God te dien en nie ons in die slaggat laat trap dat God ons moet dien nie. Dan is daar die hoop en die wag, ook bietjie meer oor die wag in die preek, maar hierdie taal van en dit hou vir my baie mooi nou verband met Godvreesendheid, want nie van 'n bepaalde tyd, God moet nou goeders doen nie, maar wag op die Here beteken om te mediteer in God se teenwoordigheid. Dis eintlik 'n manier van aanbidding. Dit is nie 'n ding van uitkoms nie, dit is van ek gaan binne in God se teenwoordigheid, gaan ek rustig, kalm wag. Nie wag vir die tyd om verby te gaan of vir 'n uitkoms om uit te kom of vir 'n ding om te gebeur nie. Maar wag eintlik as 'n manier van meditatiewe aanbidding. Ek wag binne in God. Nie om uitkoms te kry op iets wat ek wil hê nie, maar om eintlik binne in my belydenis van sonde en ontvang van vergifnis is 'n wag ritueel. Dan, en ons het bietjie oor gepraat, die persoonlike geloof en die gemeenskaplike geloof. Net so 'n paar literêre notas, net vir interessantheid. Daar's 'n baie duidelike poëtiese beweging. Vers 1 tot 2 is die uitroep uit die diepte uit. Vers 3 tot 4 is die erkenning van sonde, daai belydenis, wat baie belangrik is, wat altyd saam met die werklikheid van vergifnis kom. Dit stop nooit by net belydenis van skuld nie. Vers 5 tot 6 is hierdie wag op die Here. Hierdie liminale spasie van ek is nie meer in my sondes nie. Ek is nou in 'n veilige ruimte waar ek in God se vergifnis kan wag. Voordat ek weer uitbeweeg in die wêreld in. En dan vers 7 tot 8 is hierdie gemeenskaplike oproep aan Israel om te hoop. Om te sê maar die uitkoms of die effek van om te wag op God en om God se vergifnis te ontvang is hoop. Dit gee vir ons hoop dat ons in die wêreld kan ingaan en eintlik in vryheid kan leef. Daarso is ons het so 'n bietjie gepraat oor die poëtiese beeldspraak, hierdie antropomorfiese taal, maar nog 'n mooi beeld in hierdie Psalm is die wagters wat wag op die môre. Dis die beeld wat daar gebruik word. Dit is nou in daai tyd sou die night watch of die nagwag wat wag op die môre. So hulle skof eindig wanneer die son oor die horison opkom, wanneer die dagbreek opkom. Dit is wat hulle na kyk. Hulle is so gefokus op daai horison dat hierdie las van hulle moet hier staan op hulle voete, hulle lyf is seer, hulle is moeg, hulle wil aan die slaap raak, maar hulle moet staande bly, en hulle wag met daai desperaatheid vir hierdie verligting
van die son wat moet opkom, dat hulle kan rus, dat hulle kan sit. Dit is dieselfde beeld wat gebruik word om te sê ons moet wag op God. Nie ongeduldig kom, jy weet, doen nou wat ek wil hê jy moet doen nie, maar daai desperaatheid van God se teenwoordigheid wat opkom, daai vergifnis wat opkom, om absoluut op dit gefokus te wees. Dit is 'n toewyding eintlik. Ja, die baie goeie beeld wat daar gebruik word. So ons gaan so 'n bietjie praat in die preek 'n bietjie meer oor hierdie wag en oor Godvreesendheid, hoe om dit in 'n positiewe lig te sien, met 'n oog van hoop, nie bang vir God dat ek probeer goed van hom af weghou nie, maar eerder om net te sê, maar God kom eerste en ek kom tweede. En dan net 'n paar etiese of morele vrae wat ons dan nou vandag mee gaan afsluit in hierdie Bybelstudie. Gaan dink bietjie hieroor in die week. Maar ja, so die eerste een, het ons nog die moed om eerlik voor God oor ons sonde en gebrokenheid te praat. Ek dink in 'n wêreld waar ons bang is om kwesbaarheid te wys, waar ons baie keer hierdie toksiese trots het van moenie dat mense sien jy het seer nie. En ek dink dit beïnvloed baie keer dat ons nie bereid is om voor God ons gebrokenheid te bely nie. So dink bietjie wat staan in die pad daarvan, wat maak dat jy nie wil bely dat jy God eerlik is oor God, oor jou sonde en jou gebrokenheid nie. En dan leef jy uit vergifnis uit of dra jy nog steeds sondeskuld wat God nie toegereken het nie. Jy weet, ek dink ons is baie keer dan bely ons gebrokenheid en ons afhanklikheid vir God. En ons sê vir die Here, hier's al die klippe in die tas, nê? En ons haal dit uit. En dan sit ons dit self terug. En dan loop ons self verder met al hierdie klippe in ons tas. So wat is daar wat God jou voor vergewe het? Wat jy nog nie jouself voor vergewe het nie? Wat is die klippe wat God uit die tas uitgehaal het, maar wat jy teruggesit het, wat jy moet uithaal en moet laat gaan? En dan 'n laaste vraag om 'n bietjie oor te dink is, hoe vorm God se vergifnis ons houding teenoor ander mense? Om 'n bietjie weg te kom van hierdie persoonlike selfverbeterende geloof en te sê, maar hoe kan ons hierdie vergifnis hoop leefstyl, hoe kan dit uitvloei in die manier wat ons ander mense hanteer? Hoe kan dit ook deel word van ons aanbidding om te sê, maar ek dink oor ons gemeenskaplike sonde, en nie net oor my eie sonde nie. En ek dink ook oor ons gemeenskaplike vergifnis en hoop, om te sê, maar ons kan die lig in die wêreld gaan wees. So mag jy ook in hierdie week 'n bietjie verder hieroor dink en ook dink oor hoe ons aan hierdie boodskap van Psalm 130 ook eerbiedig, ook toegewy kan wees met hierdie paar vrae. Dankie dat jy kyk na ons aanlyn bediening, kyk gerus na die preek en dan sien ons jou Sondag vir Paasdiens by die kerk. Mooi dag verder, totsiens.